Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete en my gaste vanaand is Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, baie welkom. Goeienaand Pieter, lekker om hier te wees en met julle te gesels weer. Lekker om jou ook 'n bietjie hier vir 'n slag te hê. Absoluut. En dan my ander gas is Roland Henwood. Hy is 'n politieke ontleder by die Universiteit van Pretoria. Roland, baie welkom. Goeienaand Pieter, baie dankie ook Jaco, lekker om saam te gesels en ook vir ons luisteraars. So ons kyk bietjie terug na die afgelope week se grootste gebeure en ek dink een van die groot gebeure wat vir my uitstaan is Trump wat bloedneus in die Amerikaanse howe gekry het oor die tariewe. Jaco, gee ons 'n bietjie konteks daaroor. Ja, kyk, die probleem, Pieter, dink ek, was al die tyd die basis wat Trump gebruik het om verlede jaar daardie tariewe in te stel, Mei verlede jaar, né? Nou wil ek eintlik net eerstens sê, mense moet net baie mooi verstaan hoe werk die verdeling van magte in Amerika. Wat bepaal die Amerikaanse grondwet? Want dit is, dink ek, die eerste plek, die beginsel is baie belangrik om te verstaan. Belastings en tariewe word deur die Amerikaanse Kongres gehef. Die Amerikaanse Kongres het die primêre rol en verpligting daaromtrent. En 'n president kan net belastings hef, tariewe instel en so aan wanneer die Amerikaanse Kongres vir hom opdrag gee om dit te doen of vir hom die reg gee of dit dan nou delegeer, daardie magte delegeer om dit te doen. En dit het al in die verlede gebeur, maar dan baie beperk. So jy het byvoorbeeld die tariewe wet van, ek dink is 1977 of so iets, wat in baie spesifieke uitsonderlike omstandighede sê, maar goed, hier is byna 'n noodtoestand, jy weet, 'n ernstige situasie, en dan kan 'n president vir 150 dae sekere tariewe instel. En daar selfs 'n 1930 wet wat ook in sekere omstandighede dan dit sodanig delegeer. President Trump het 'n wet gebruik, die AIPA wet uit ook uit die 1970s uit, waaraan hy en sy administrasie hulle eie interpretasie gegee het. So hulle het gesê dat twee dinge, en dit is twee ernstige dinge, ek dink ons kan saamstem dat hierdie is wesenlike probleme vir die Amerikaanse regering. Die een, groter wordende handelstekorte. Amerika het 'n probleem. Amerika voer te veel in en voer te min uit. En daarom het Amerika met die meeste lande in die wêreld handelstekorte, waar hulle in die 80s nog handelsoorskotte gehad het. En ja, dis 'n probleem. Ek sou ook dink as ek Amerikaanse president moes wees, sou ek sê, gits, ons moet iets hieraan doen. Ons moet meer plaaslik vervaardig, ons moet dalk 'n bietjie kyk na ons handelsbetrekkinge. Die tweede punt is dwelmhandel, dwelmsmokkelary, en daar beskuldig hy dan sy twee buurlande Kanada en Mexiko en dan veral China, waarvandaan Trump beweer baie van die bestanddele vir dwelmmiddels vandaan kom. En hy het dan spesifieke tariewe teen daai drie lande ingestel op die basis daarvan dat hy sê dit is eintlik 'n krisis, die dwelm verslaafdheid in Amerika. Ek dink ook dit is 'n krisis. En aan die ander kant dan die feit dat Amerika met die meeste lande in die wêreld 'n handelstekort het, en dit is ook 'n krisis. Ek stem saam met Trump dat albei daardie is krisisse. Of die AIPA wet vir die Amerikaanse president die reg gee om dan breë tariewe in te stel, nie oor die kort termyn nie, maar eintlik oor die langer termyn, teen die meeste lande in die wêreld. Dit was altyd uiters twyfelagtig en die Amerikaanse Federale Hooggeregshof het nou in 'n 6-3 beslissing beslis dat dit ongrondwetlik is. So die 3 liberale regters en 3 van die 6 konservatiewe regters het saamgestem dat hierdie ongrondwetlik is, en dan het 3 konservatiewe regters gesê nee, dit is nie die president kan sy eie interpretasie gee aan dit wat die grondwet sê. Maar uiteindelik dis 'n redelike groot meerderheid. 6 uit 9 regters wat dit beslis het. So 'n duidelike uitspraak wat dit sê die president kon nie die AIPA wet gebruik om sulke breë tariewe in te stel nie. Daar's wel 'n vraag en dit was deel van die saak en interessant, die uitspraak het dit nie behandel nie, oor of al hierdie tariewe wat sedert 1 Augustus verlede jaar nog geld en dis toe dit ingetree het, of dit alles terugbetaal moet word. Dit word na laer howe verwys en hulle verwag eintlik duisende hofsaake en dit gaan chaos veroorsaak in Amerika. So ek dink dis 'n wesenlike uitdaging en toe het Trump natuurlik onmiddellik gekom en eers 'n 10% breë tarief ingestel, gebaseer op daardie ander wet waarna ek verwys het, net die tariewe wet. En intussen het hy gesê hy verhoog dit na 15%. En dan is daar ook nou nog ruimte vir hom om allerhande ander tariewe
in te stel intussen. En dan het Mike Johnson ook nou nog, om dit nog meer te kompliseer, die speaker van die Huis van Verteenwoordigers gesê, dat hy dink die Amerikaanse Kongres moet met Trump saamwerk, om dan nou wetgewing te aanvaar oor tariewe. Ek dink dis onwaarskynlik. Jy's in 'n middeltermynverkiesingsjaar, daar's baie Republikeine wat angstig is oor of hulle herkies gaan word November. Ek kan nie sien hoe hierdie ouens in moeilike swaai distrikte nou ten gunste van 'n ongewilde tariewe wet gaan stem. So ek dink nie dit gaan slaag nie. So my verwagting op die oomblik is Trump gaan probeer om allerhande tariewe nou in te stel gebaseer op ander wette. My kommer is dat daar baie onsekerheid is oor die toepassing hiervan, en dit raak ons. Dit raak Suid-Afrikaners direk. Jy weet, dis baie van ons bedrywe, ons landboubedryf is onseker. Die wynbedryf sit met 'n krisis oor wynuitvoere na Amerika. Ons motorvervaardigingsbedryf, van ons chemiese bedrywe in die Vaal-driehoek. Daar's baie van ons lede, kan ek sê by Solidariteit, wat werk vir klein gespesialiseerde bedrywe wat chemiese stowwe, sekere onderdele en so vervaardig, wat alles na Amerika gegaan het. As jy 15%, 20%, dalk 'n 30% tarief daarop moet betaal, is jy net eenvoudig nie meer mededingend nie. Gaan daar baie werksverliese wees. So ek dink een van die groot uitdagings nou is die geweldige onsekerheid wat geskep is deur al hierdie rondvallery rondom tariewe. En as ek net 'n laaste woord daaroor kan sê, dit is omdat die Withuis probeer het om tariewe in te stel verlede jaar en nie die Kongres nie. Dis eintlik, dink ek, waar die ding fout gegaan het. Tariewe wil instel, moet die Kongres dit eintlik doen. Waar laat dit vir Trump polities, Roland? Dit laat hom in 'n baie moeilike posisie, want een van die kernelemente van sy beleidsbenadering en sy beleidsfokus is nou eintlik onwettig verklaar. En ja, hy kan ander goed doen. Jaco het verwys na moontlikhede, maar dit vat tyd. Dit gaan die Kongres moet betrek as hy wil aangaan daarmee, en dit is waar die probleem vir hom lê, want soos Jaco gesê het, daar's Republikeinse lede wat eenvoudig sê hulle gaan dit nie ondersteun nie. Daar's reeds wat teen sekere wetgewing gestem het wat hiermee verband hou. En dit het natuurlik groot reaksie van president Trump van die Withuis ontlok, maar dit is hoe dit staan. En hier gaan dit nie net oor die eie belang van die verteenwoordiger wat moet herkies word nie. Dit gaan oor die bedrywe in deelstate wat fundamenteel geraak word. En ek dink dit is die fout wat baie mense maak. Daar word 'n baie simplistiese aanbieding gemaak van tariewe en dit word op die buiteland gehef. Tariewe het 'n wesenlike impak op die bedrywe, soos in Suid-Afrika wat Jaco na verwys het, ook op die bedrywe in die VSA. En die vraag wat natuurlik onderliggend hieraan is, was dit van die begin af die regte beleidsinstrument om die probleme wat uitgewys is aan te spreek? Die feit dat jy jou vervaardigingsindustrie uitgevoer het, China toe, India toe en die plekke, Mexico toe, omdat dit goedkoper is. Dis 'n beleidsbesluit wat industrie in die VSA geneem het in die afgelope 30 jaar. Hierdie gaan dit waarskynlik nie omkeer nie, dit maak dit net moeiliker of duurder om in te voer, en ons weet nog nie wat die werklike voordeel vir die VSA hiervan was nie. Met president Trump praat van baie groot geld wat ingekom het. Dis onwaarskynlik dat daar soveel geld ingekom het wat die handelsbalans gaan verander. Dit maak die VSA minder kompeterend in die markte. As 'n voorbeeld gebruik, Suid-Afrika is een van die min plekke met wie ons 'n handelsoorskot het, is die VSA. En hierdie tariewe het vir ons ongelooflik seer gemaak. Dit doen dieselfde in die VSA, want die uiteindelike ding is, dis nie regerings wat tariewe betaal nie. Dis verbruikers wat dit betaal. Dis die vervaardigingssektor wat die koste dra of deurgee aan verbruikers. So is dit die regte beleidsinstrument? Onwaarskynlik. Jy moet jou deindustrialisering aanspreek en daar's ander maniere om dit te doen wat waarskynlik minder kontroversieel is en baie vinniger gaan werk. Om watter redes ook al is dit nie gedoen nie. Die tweede belangrike ding is dat dit het die wêreldhandel geweldig gedestabiliseer. Dit het verhoudinge gedestabiliseer. En hier praat ek nie van state met wie die VSA nie goeie verhouding het nie. Ek praat van Europa, ek praat van Kanada. Amerika se getrouste bondgenote. Dit is effektief onder die bus gegooi in hierdie proses. Daar's ander maniere weer eens om hierdie probleme te kan hanteer. Waarom dit nie gedoen is nie, kan ek nie antwoord nie. Maar dis baie duidelik dat hier's nie net 'n regsprobleem nie. Hier's ook 'n beleidsprobleem. Hier's 'n probleem in terme van waar
sien ek myself en hoe werk ek in die wêreld? So ek dink dit is 'n fundamentele uitdaging. Die reaksie van die Withuis op die stadium is dan gaan ons maar net ander meganismes gebruik want ons hou voet by stuk. Ek het 'n vermoede hierdie gaan dalk die prosesse bietjie meer oopmaak en daar's twee belangrike dryfvere, onmiddellike dryfvere. Die een is en daar's 'n klomp hofsaake reeds aanhangig gemaak en daar's ook nou regerings wat sê maar ek gaan my staat se heffings wil terugeis. So dit het begin en die ander een is die interne politiek en die effek wat dit het op die middeltermyn verkiesings. So op die stadium is die antwoord ons gaan voort hiermee, ons gaan dit op 'n ander manier doen. Maar ek dink daar gaan veranderinge kom. Daar sal moet kom. Hierdie is nie volhoubaar nie. Dink jy dat Trump dalk toe hy nou net laas jaar Januarie weer oorgevat in sy tweede termyn eerder gesê het dat J.D. Vance moet miskien kyk na plaaslike politiek. Hou die Amerikaners gelukkig. Ek sal seker maak om weer die magverskywing in die wêreld te doen terwyl jy seker maak ons Amerikaners is reg. Kyk, daar's 'n gesegde in Amerika, in die Amerikaanse politiek, Pieter, dat in 'n moeilike middeltermyn verkiesingsjaar verkies die Amerikaanse president om op buitelandse beleid te fokus. En ons sien dit met Trump op die oomblik. Hy is van die G20, van die Davos, die Wêreldekonomiese Forum se vergadering af. Dit is Iran op die oomblik natuurlik wat 'n groot storie is. Dan is dit die hele Vredesraad en alles. Hy's op geweldig baie buitelandse kwessies gefokus. 'n Middeltermynverkiesing is baie eenvoudig in Amerika. Daar's 3 goed in my opinie wat belangrik is in 'n middeltermynverkiesing. Die eerste is of Amerikaanse kiesers en in besonder daardie 10 tot 15% swaai kiesers. Want kom ek sê maar vir alle eerlikheid, 85% van Amerikaanse kiesers stem altyd vir dieselfde party. So kom ons vergeet van hulle, maar daai oorige 10 tot 15% voel hulle lewenskoste het met meer as hulle inkomste toegeneem die afgelope 2 jaar, vandat hierdie president ingekom het, want uiteindelik is 'n middeltermynverkiesing maar 'n referendum op die sittende president in die Withuis se eerste 2 jaar of wat daar. So het daardie lewenskoste meer toegeneem as inkomste. Die probleem vir Trump daar is dat Vrydag is bekend gemaak dat die inflasie in Januarie tot 3% gestyg het. Van 2,8% na 3% is hoër as verwag. So daar is 'n inflasieprobleem in Amerika en nou moet jy weet die data van verlede jaar is al bekend gemaak, die gemiddelde inkomste stygings in inkomste verlede jaar in Amerika was 1,5%. So op daardie vraag het jy 'n probleem. Dan die tweede belangrike vraag is die vraag, fokus die president op die regte kwessies? En die derde belangrike vraag is wie gaan stem? Hierdie is nie 'n presidentsverkiesing nie. Dis 'n middeltermynverkiesing, baie minder mense gaan stem. Minder as 50% van Amerikaanse kiesers gaan stem. Die vraag is wie gaan stem? Dit bepaal wie wen die middeltermynverkiesing. So waar's die energie? En die energie word dikwels gedryf deur daai tweede vraag, hoe het die president op die regte kwessies gefokus, né? Want dan as sy ondersteuners voel uit op die regte kwessies gefokus, dan sal hulle vir hom gaan stem. Voel die opponente uit op al die goed wat hulle, met ander woorde, hulle mobiliseer eintlik goed teen wat hy gedoen het, dan kry jy baie energie daar. Dit sien ons tans. Ons sien geweldig baie energie onder demokrate. Hulle mobiliseer geweldig. Hulle het verlede maand 'n tussenverkiesing in Fort Worth in Texas gewen. Ek ken daai distrik baie goed. Ek het 'n baie goeie vriend wat daar in Fort Worth bly. In sy distrik, dis 'n harde Republikeinse distrik, al vir dekades 'n suiwer Republikeinse distrik. Die senator vir daai distrik in Austin het geskuif na 'n ander posisie toe. Daar's 'n tussenverkiesing en daar kom die demokraat en die demokratiese kandidaat wen die tussenverkiesing. So en die rede daarvoor was dat maar dink ek 17 of 18% van kiesers gaan stem. Maar wie het gaan stem? Die Republikeine het tuisgebly, die demokrate het gaan stem. Dit is president Trump en die Republikeine se grootste risiko vir die middeltermynverkiesing later vanjaar. Nou om daai eerste 2 vrae te beantwoord, sal Trump moet fokus op die ekonomie.
Hy sal moet Amerikaners oortuig dat hy dinge doen wat hulle inkomste vinniger laat styg as hulle uitgawes. Dit is so eenvoudig soos dit. Die meeste Amerikaners is nie soos ons ingelig oor die politiek nie. Hulle weet eintlik bitter min van hierdie politiek af. Hulle weet nie waar het Marco Rubio verlede week 'n toespraak gelewe. Hulle is nie daarmee besig nie. Hulle kyk voetbal en hou hulle met ander dinge besig. Maar nader aan die verkiesing begin hulle bietjie te sê, "Jesus man, maar ek kan nie 'n nuwe bakkie koop nie want my inkomste, verlede het ek maar salarisverhoging van 1% gekry of glad nie en die kruideniersware raak duurder, dis bepalend." En dan daardie vraag oor waarop die president gefokus. En ek dink dit is Trump se ding. Trump se groot sukses sedert hy verlede jaar president geword het, was suksesvolle grensbeheer. Hy het die probleem van mense wat onwettig die grens oorsteek beëindig. Ek sal as hy is daaroor praat, ek sal die grens besoek, ek sal dit wys. Dis gewild onder 80% van Amerikaners wat sê, wonderlik, ons het nou 'n veilige grens, mense kan nie meer net oorstap nie, daar's minder dwelmhandel. Daar het verlede jaar iets soos 10 of 15.000 minder Amerikaners gesterf weens dwelmoordosis as in 2024. Dis waaroor ek sal praat as ek Donald Trump is. Hy het 'n klomp suksesse waaroor hy kan praat. Ek dink ek sou 'n bietjie minder fokus op die dinge wat Amerikaners nie op hierdie stadium wil oor praat nie. Tariewe is een, definitief 'n oorlog in Iran is aan nie. En Amerikaners wil nie in 'n Midde-Oosterse oorlog op hierdie stadium betrokke raak nie. Ek dink die belangrike punt is nie net die syfers nie, maar die persepsie van ek is slegter daartoe. Ja. En dit is baie moeilik om te beheer. En dis wat nou begin gebeur. So die syfers ondersteun dit, maar die gevoel in die algemeen is ons is slegter daartoe. En om Jaco se punt te ondersteun, een van die belangrikste faktore wat 'n rol speel, is die prys van petrol. En daar's 'n dollar grens. As ek hierdie perk oorskry, dan is daar fout met die regering want my brandstof is te duur. Onthou, daar's nie ekonomiese voertuie nie. Dis groot, dis duur, gebruik baie brandstof, so daar's 'n baie groot sensitiwiteit vir daai prys. En dan saam met dit die fokus op buitelandse beleid, maar nie op beleid wat mense se belange raak nie. 'n Oorlog. En een van president Trump se kernbeginsels met sy verkiesingsveldtog is die beëindiging van al hierdie buitelandse oorloë. En nou trap hy in die slaghuister van alle presidente. Hy's besig om toenemend ingesuig te raak in hierdie proses. Sy kernondersteuners is geweldig sterk gekant teen hierdie militêre avonture en 'n oorlog nou in Irak gaan nie daai steun bring soos wat hy dit nodig gaan hê nie. So dit vir hom 'n baie moeilike tyd nou en die kritiese kwessie is waarop fokus ek en hoe verkondig ek dit? Ek stem saam met die sukses van grensbeheer, maar daar's 'n negatiewe ook. Gebeure soos in Minnesota, nie die ontplooiing van die magte nie, maar die doodskiet van mense. En nou kom daar al hoe meer gevalle uit van verlede jaar, ook in Texas, waar mense doodgeskiet is deur die immigrasiebeamptes. En dit is besig om 'n baie sterk gevoel teen en wantroue teen hierdie hele proses te maak. En dit uiteindelik ondermyn die suksesse wat hy gehad het. So 'n moeilike tyd. Miskien net 'n laaste punt. Die manier wat president Trump optree teen Republikeine wat nie absoluut lojaal aan hom is nie, skep natuurlik 'n ander probleem, maar dit skep verdeeldheid in die Republikeinse basis. Hy onttrek sy steun aan 'n Republikeinse kongreslid wat nie sy tariewe ondersteun het nie, en hy ondersteun nou 'n opponent, verdeel daai stemme onmiddellik. En dit is nie 'n goeie politiek om nou te bedryf in die aanloop tot die verkiesing nie. Ons is net hierna weer terug, dan ons 'n bietjie gesels oor juis Iran en die VSA en ook Oekraïne, die oorlog daar wat môre 4 jaar terug begin is. Ons is net hierna weer terug. Welkom terug by Fokus. Ons praat oor van die mees belangrike politieke gebeure die afgelope week. Ons het nou baie gepraat oor Trump en die tariewe, maar ek wil graag bly by Trump. Trump VSA, Jaco. Is daar 'n ooreenkoms op die horison? Ja, die probleem in Iran vir Trump is die risiko's. Dit is nie die militêre vermoë van die Amerikaners nie, want niemand moet dit onderskat nie. Die slaankrag van Amerika is reusagtig en dis my baie duidelik dat die Amerikaanse weermag uit sy foute van die verlede geleer het en dat hulle die afgelope tyd beplan aan
omvangryke aanval op Iran. So hulle tref die voorbereidings daarvoor wat 'n weermag moet doen as dit een van die opsies op die tafel van sy president is. En daardie weermag doen dit. So hulle het die grootste ontplooiing in die Midde-Ooste sedert 2003, 2 groot vliegdekskepe, Abraham Lincoln en Gerald Ford. Reuse kapasiteit om nie net aanvalle uit te voer nie, F-35 en ander vegvliegtuie wat aanvalle kan uitvoer is ontplooi op lugmagbasisse in Qatar en Saudi-Arabië en Jordanië en Turkye. So daar's 'n reuse aanvalskapasiteit wat gevestig is daar wat dui op 'n denkraamwerk, waarskynlik 'n plan om oor 'n periode van enkele dae dan nou reuse aanvalle uit te voer op spesifieke teikens, waarskynlik primêr militêre teikens, maar moontlik ook sekondêr politieke teikens, met ander woorde regeringsgeboue, regeringsleiers en so aan in Iran. En daardeur, met ander woorde, die Iranse weermag te probeer groot skade berokken en moontlik selfs die huidige regering te ontroon en dit moontlik te maak vir groepe vanuit Iran om dan nou 'n revolusie te kan uitvoer. Waaroor ek baie skepties is, want die oppositie in Iran is so verdeel en dis 'n lang storie wat ons nie vanaand oor tyd het om te praat nie, maar dis so kompleks. Daai vraagstuk oor as jy van hierdie onderdrukkende teokratiese regime ontslae raak, wie moet hom vervang? En dis 'n ingewikkelde vraag. Die probleem vir die Amerikaners en selfs Israel ook, is dat Iran en dat die regime in Iran toenemend 'n desperate regime is, wat baie desperaat vasklou aan sy mag. En ons ken uit die verlede, desperate regimes is bereid om baie op te offer om in beheer te bly. Ons het nou gesien, stil het dit aan die lig gekom dat daar in Januarie 'n ooreenkoms geteken is waar volgens Rusland byvoorbeeld 500 missiele moet lewer aan Iran en daar's 'n klomp sulke dinge besig is om te gebeur. Amerika en Israel het verlede jaar met daardie aanval op Iran groot skade aangerig, maar mens hoor ook berigte dat baie van die skade herstel is en dat Iran weer vermoë het om op groot skaal missiele te kan afvuur. Nou ja, Amerika en Iran en ander lande in die Midde-Ooste het die vermoë om missiele af te vuur, maar waarskynlik nie alles af te vuur nie. En ek dink die groot risiko vir president Donald Trump is Amerikaanse lewensverlies. Die oomblik as daar Amerikaanse lewensverlies is, dan gaan hierdie vir hom in 'n krisis ontaard. Dit wat hy in Venezuela gedoen het, het uiteindelik vir hom glad nie in 'n krisis ontaard nie. Dit in Amerika, kan ek vir jou sê, onder gewone Amerikaners maar redelik verbygegaan. Daar's geen Amerikaanse soldaat dood nie. Dit was 'n bietjie lekker bravade geweest. Die Amerikaners gaan haal 'n boef uit in Venezuela. Iran is nie Venezuela nie. Iran is 'n reuse land met reuse kapasiteit met 'n staande mag van 1 miljoen soldate. As jy bietjie gaan vasval in 'n oorlog met Iran en dit strek net verby 'n sekere tyd en Iran begin met sy slaankrag daarin slaag om mense dood te maak op Amerikaanse basisse, miskien 'n Amerikaanse skip of 2 te sink in die See van Oman of in die seestraat van Hormuz of een van daai plekke, dan kan hierdie regtig waar vir Donald Trump sy Irak raak. Dit wat Irak vir George Bush was. Dis 'n groot risiko vir een opgesluit vir hom. En presies dit wat Roland gesê het, is dat die Amerikaners en veral die Republikeine het geen aptyd op hierdie stadium vir 'n Midde-Oosterse oorlog waarin Amerikaanse burgers doodgaan en hulle lewens opsê vir 'n doelwit wat nog nie goed verwoord is nie. Want wat is die doelwit van 'n Amerikaanse aanval op Iran nou? En dit dink ek skep myns insiens 'n reuse risiko vir Trump. Ek kry ook die gevoel dit is kom Trump nog so 'n bietjie uitstel. Hoekom hy self onseker is, want Trump is baie deeglik bewus van peilings, van waar sy steen staan op sekere dinge. Hy weeg dinge op, gee dit wel aan hom toe. Ek dink hy is self bestaan baie bekommerd, maar nou het hy homself bietjie in 'n posisie geplaas waar hy een of ander kant toe sal moet gaan. Hy moet op een of ander manier druk plaas op Iran en die meeste remedies raak uitgeput van hoe jy nou druk plaas op Iran. Dink jy die groot ding is, dit's interessant, Steve Witkoff het nou in die afgelope 2 dae 'n onderhoud gesê, president Trump is verstom dat die Iranese nog nie, die regime nog nie toegegee het en onderhandel nie. En ek dink dis die ding, hy maak staat op hierdie oormag en die druk wat hy toepas, maar daar's aspekte wat onderliggend hieraan is. Onthou, daai regime is onder geweldige druk in die streek.
Sy proxy-magte is tot 'n baie groot mate nie uitgeskakel nie, maar geweldig beperk. Ja. So daai buffer wat hy gehad het, wat kon keer dat aandag op hom fokus is weg. Sirië is weg, wat 'n krities belangrike geopolitiese realiteit was. Die derde belangrike ding is dat daai regime is onder geweldige druk intern. As gevolg in daai opstandigheid lyk of dit begin toeneem. Mense is nie meer die vrees vir die onderdrukkende en gewelddadige reaksie is besig om te verdwyn want dit raak dis net te veel. En ons weet uit ervaring dit stomp mense af. Ja. So hulle het nie net 'n oog op wat Trump doen, dit ook 'n oog op intern. En dis waar daai pyndrempel van daai regime is nou baie hoog. Hulle is bereid om houe te vat om te oorleef. En dis waar die risiko's lê. Hulle kan nie net gesien word om toe te gee nie, want dan lyk hulle binneland swak. En dit is iets wat hulle nie kan bekostig nie. So daai balans wat daai regime nou moet speel is baie fyn en dit lyk vir my die Withuis verstaan nie heeltemal die kombinasie van hierdie faktore nie. Dit beteken ook dat sou daar 'n aanval wees. Dit gaan nie soos aanvanklik gesê is so maklik wees om net 1 of 2 waarskuwingsskote te skiet en dan gaan hulle sê wow nee, okay, kom ons praat nie. Dit gaan 'n fundamentele slag moet wees. Militêre teikens, die revolusionêre wag byvoorbeeld moet uitgeskakel word. Dan is daar sekondêre risiko's. Jy moet keer dat bondgenote aangeval word en dis nie net Israel nie. Dis ook Saudi-Arabië, Qatar, wat nou baie naby 'n bondgenote van die VSA word, is in die spervuur. Hulle gaan nie duld dat hulle aangeval word deur so iets nie. So dis die volgende risikofaktor. Derde faktor, met wie vervang jy daai regime? Interne onstabiliteit is die waarskynlike gevolg, soos wat ons gesien het in Irak, soos wat ons gesien het in Libië. Want daar is nie 'n sterk oppositie en 'n tradisie van oppositiepolitiek wat kan instap soos na verkiesing en regering oorneem nie. So dis 'n baie groot risiko en dit word 'n geopolitiese risiko wat die streek gaan beïnvloed. En dan die laaste kwessie en dit kom van verlede jaar af al. Daar's baie aanduidings van die aktivering van terroriste selle, Al-Qaeda en so, wat met die ondersteuning van die Irakse regime in Europa en hierdie plekke weer wakker gemaak word. Ek praat van die sleeper cells om aanvalle te loods. Nou dit hoef nie groot aanvalle te wees nie. Dit kan 'n klein ding wees, nê? 'n Kar wat in 'n mark tussen mense inry, onmiddellik is die Europeërs erg opgekrap en dit is die risiko's wat jy na kyk wat bereken moet word. As 'n laaste faktor. En dit is dat die vrees by baie van die Midde-Oosterse regerings is dat Israel word te sterk, sou Iran te swak word. So hulle wil 'n swak Iran hê, maar hulle wil nie 'n sterk Israel hê nie, want dit hou nie hulle belange in ag nie, is 'n bedreiging vir hulle. Hulle soek 'n mate van balans. En dis 'n baie moeilike spel om te gaan verseker met 'n grootskaalse militêre aanval, want jy gaan of die een of die ander resultaat kry. So die bondgenote van die VSA is baie versigtig vir die risiko's wat hulle loop, maar ook vir die langtermynveranderinge in die magsbalans, wat nie is wat hulle wil hê nie. En dit maak hierdie 'n baie moeilike en ook 'n riskante proses wat nou uitspeel. Ek dink een van ons luisteraars vra wat is die werklike rede vir Iran aanval? Dit maak nie sin nie. Ek dink beide van julle het dit eintlik baie goed opgesom. Miskien net 'n punt maak daar. Hoekom wil hulle aanval? Daar was 2 redes wat gegee is. Die een was die opstande en die geweldige geweld teen burgerlikes wat Trump gesê het, maar ons gaan julle ondersteun, moenie opgee nie. En toe verdwyn dit. En nou sê hy weer terug op die kernwapen ding. Nou interessant, hy het verlede jaar gesê daai goed is heeltemal vernietig. Dit kan nie meer bestaan nie. Ons weet dit is nie so nie. Dit is nie so effektief die aanval nie, want dit is goed verskanste goed. So die vraag is, wat is die rede? En dan baie belangrik met so 'n militêre offensief, wat is jou strategie om te onttrek, jou sogenaamde exit strategy? En dit is gekoppel aan baie spesifieke doelwitte. Nou, dis nie te sê dit moet nou verkondig of verklaar word nie, maar daar's baie onsekerheid daaroor. En dit is hoekom daar so groot mate van skeptisisme is by baie van die tradisionele bondgenote, om te sê maar ons wil nie hierheen hê nie. Ons is net hierna weer terug, bly ingeskakel.
Welkom terug by Fokus. Ek dink ons moet afsluit as ons tyd begin ons inhaal, maar ons moet tog praat oor Johannesburg se burgemeesters en natuurlik die plaaslike verkiesing wat nou later hierdie jaar gaan plaasvind. En nou dat Herman Mashaba van Action SA ook gesê het hy wil graag die burgemeesterskandidaat wees vir Action SA en wat sommer baie maklik oor hulle sal trap, Jaco. Ja, kyk, Mashaba was daar. Hy het dit gehad, né? Hy was burgemeester van Johannesburg, hy moes 'n sukses daarvan gemaak het. Mashaba het nie 'n baie lang asem as dit kom by die moeilike werklik waar bestuur van 'n groot stad nie. Ek sê altyd vir mense, Mashaba is nou daar die een swart politieke leier wat op 'n stadium almal gedink het al die potensiaal in die wêreld gehad het toe hy burgemeester geword het van Johannesburg. Is al gepraat van hy gaan die DA leier word en hy gaan die eerste swart president van Suid-Afrika word wat nie in die ANC is nie. Nou ja, niks van dit het gebeur nie. Hy is nou leier van 'n party wat wegkrimp, wat in 'n reuse krisis verkeer, wat wesenlike uitdagings het in aanloop tot die munisipale verkiesing wat oor 'n paar maande plaasvind. Onthou hulle het in die vorige munisipale verkiesing 5 jaar gelede baie stedelike setels gewen. So hulle sit met groot caucusse in Pretoria en Tshwane munisipaliteit Johannesburg, maar selfs op 'n paar ander stedelike gebiede ook, die Oosrand en selfs enkele ander plekke. En ek dink dit is maar 'n mate van opportunisme van Mashaba, maar dan ook natuurlik hierdie ou politieke vete van hom, né? Daai breuk van Mashaba met die DA, die slag, het maar net 'n soort van het sy swanesang geword, né? Dit is waarmee Mashaba hom sedertdien besig hou en ek vermoed dis waarmee hy hom gaan besig hou vir die res van sy lewe. Is daai stryd. So hy kan homself eintlik nie help nie. Die feit dat Helen Zille die DA se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg is, beteken Mashaba moet daar teen staan. Hy moet teen haar gaan staan. Ek dink iemand anders het gesê en ek dink is heeltemal korrek ook so dat die kans dat Mashaba weer burgemeester van Johannesburg sal word, is 0. Al kan hy dit selfs word. Hy sal dit waarskynlik maar net vir iemand anders gee. Hy is die burgemeesterskandidaat vir Action SA omdat hy wil probeer om te verhoed dat Helen Zille dit moet word. Dit gaan eintlik dis eintlik 'n anti of 'n teen Helen Zille veld tog meer as wat dit 'n pro Mashaba veld tog gaan wees. Die werklikheid uiteindelik, Pieter, en dis my gevoel as ek die ding heeltemal lees, is dat daar byna geen kans is dat 'n enkele party in Johannesburg meer as 50% van die setels kan wen nie. Daar gaan 'n koalisieregering gevorm moet word in Johannesburg na hierdie verkiesing. En ek dink natuurlik sou dit vir baie kiesers in Johannesburg ideaal gewees het as die DA en Action SA hulle strydbel nou maar kon begrawe, selfs die Patriotic Alliance ook, want al hierdie ouens gaan 'n klomp setels wen en ergens gaan hulle moet saamwerk om partye soos MK en EFF en die ANC uit te hou. Maar op hierdie stadium veg hulle 'n stryd teen mekaar, terwyl die ANC wat absoluut geblameer moet word vir die geweldige wanbestuur binne Johannesburg en die totale verval van Johannesburg, terwyl die fokus nie op hulle is nie. Die fokus die hele tyd is oor hierdie ander kleiner geveggies tussen, noem dit dan maar eintlik opposisiepartye. So dit is interessant. Ek wil eintlik die opmerking net ook nog vinnig maak wat vir my opvallend is tot watter mate die stryd in Johannesburg 'n bietjie los staan van die res van die land. Want daar's allerlei interessante politieke verwikkelinge in die res van die land in aanloop tot die munisipale verkiesing. Maar dis asof Johannesburg so 'n bietjie sy eie veld tog voer. En dis baie interessant want ek het die gevoel gekry 5 jaar gelede met die vorige munisipale verkiesing is dat die munisipale verkiesing in Suid-Afrika amper wil ek sê te veel van 'n nasionale verkiesing raak, net nog 'n nasionale verkiesing. Maar ek kry tog die gevoel Johannesburg se verkiesing gaan sy eie karakter hê en kom ons hoop miskien kan dit op ander plekke ook so wees. Dit was nog altyd 'n bietjie in Kaapstad so en ek sien dit vir jaar ook so. Ek sien dat die DA 'n reuse uitdaging het met die PA op die Wes-Kaapse platteland, soos wat hulle in die noorde van die land uitgedaag gaan word deur die Vryheidsfront Plus. Maar in Kaapstad sien ek dit nie. In Kaapstad dink ek gaan die DA gemaklik weer 'n meerderheid van setels wen in die verkiesing. Dit alle verwagtinge is so
want Kaapstad is anders as die res van die Wes-Kaap. En so is Johannesburg dan seker in sekere opsig ook anders. Daar's ook 'n interessante onderskeid wat vir my al hoe meer begin uitstaan in Suid-Afrika, en dis iets wat ons in die meeste lande in die wêreld, veral jou ontwikkelde en jou ryker lande eintlik aantref, en dis die onderskeid in die politiek tussen stedelike en landelike gebiede. En ek sien al hoe meer daarvan ook in verjaar se verkiesing ontwikkel, waar die ANC toenemend uitgerangeer word na 'n landelike party wat baie swak doen in stedelike gebiede, en dit lyk vir jaar ook so, of die ANC in plekke soos Kaapstad, Pretoria, Johannesburg, Port Elizabeth, so aan redelik swak kan doen, maar in die landelike gebiede hulle steunbasis sal bou. So nee, is 'n interessante verkiesingsveld tog wat voor lê. Ja, die belangrike punt hier is natuurlik dat dit beteken dat op plaaslike regering, en dit werk vinnig deur provinsiale regering toe, dat die ANC eintlik uitgeskakel word as 'n ernstige rolspeler. Want dis waar jou ekonomiese aktiwiteite en jou ekonomiese hartland is. Saam met dit natuurlik, as ons kyk na Gauteng, die ANC is geweldig verdeeld in Gauteng, en daar's geweldige konflik tussen die faksies en streke van die Gauteng. Ekurhuleni wat nou in 'n rigting gaan, Lesofie wat sit met Johannesburg, hy het 'n groot invloed daar, maar hy maak nie onthaar af nie. En natuurlik Tshwane wat ook anders weer is as Johannesburg, wat ander soortige dinamika het. Ek dink die interessante punt vir my is, as ons gaan kyk na Mashaba se uitlatings en die werklikhede van die party. Sy aanvanklike opkoms in die politiek was dat hy gaan swart steen kry wat die DA nie kon kry op sy eie nie, en hy gaan dit by die ANC wegvat. Hy kon dit nie doen nie. Op die ouend het hy met Action Suid-Afrika wit steen by die DA weggevat. En dit lyk of dit nou sy veldtog word. Is nie meer so seer om te groei op 'n ander plek as van die DA nie. En dit natuurlik skep vir die DA 'n probleem, want dit lyk of almal nou weer die ANC word gelos en almal fokus op hoeveel steen kan hy by die DA afrokkel. Dit gaan probleme skep en uitdagings skep op die langer termyn in terme van koalisieregerings. Die verwagting is dat Action Suid-Afrika dalk kan minslaan indien hulle die regte veldtog voer in Soweto. Ja. En daar kan steen wegvat, en dit kan vir hulle nog 'n faktor maak in die politiek van Johannesburg. Of hulle weer die steen gaan kry. Ek dink die syfer is dat iets soos 58% van hulle steen het uit die wit kiesafdelings in Johannesburg gekom. Dis onwaarskynlik. In Tshwane dink ek nie hulle gaan 'n goeie kans hê nie, en dit hou natuurlik verband met die onbetroubaarheid van Action Suid-Afrika as 'n koalisievennoot. Hulle het willens en wetens koalisieooreenkomste met nie net die DA en die Vryheidsfront nie, maar ook met die ANC en die EFF van weggestap op verskillende tye op verskillende plekke. En daar word vrae gevra nou, dink ek, meer as in die verlede oor die leierskap van Mashaba en die mense om hom. Onthou net, dis 'n ander belangrike punt. Hy's nog nooit verkies as partyleier nie. Hy's 'n selfaangestelde partyleier van die party wat hy gestig het. Daar's nog nie 'n kongres gewees nie. So jy sit hier met iemand wat letterlik 'n privaat bedryf geskep het op openbare platform. Nou en dit lyk asof die enigste party met wie hy nog nie 'n uitval gehad het nie, is die EFF. So dit maak die pad vir hom baie moeilik vorentoe. Ten spyte van die ANC. En dan dink ek die een fout wat hy waarskynlik maak, lyk dit, is om Helen Zille te onderskat. Net 'n opmerking, die veldtog wat sy sover in Johannesburg voer, is nie die tradisionele DA veldtog nie. Dis 'n totale ander benadering wat sy volg. Sy gaan waarskynlik hier terug na haar historiese betrokkenheid by die politiek, lank voor die DA gestig is en voor sy by die hoofstroompolitiek betrokke geraak het. Dit lyk of dit vir haar werk. Sy gaan dalk later inskakel by 'n groter veldtog, maar op die stadium is dit 'n heeltemal 'n ander soortige veldtog wat sy voer. Ek dink nie Action Suid-Afrika is opgewasse teen daai veldtog nie. 'n Party wat dit wel kan doen, sou hulle die leierskap hê en die fokus is die ANC, maar ek het nie verwagting dat dit gaan gebeur op die stadium nie. So interessant. Ek stem saam, die aanduidings is geen party kry 'n volstrekte meerderheid nie. So hoeveel steun kry wie en wat is die koalisiemoontlikhede wat dan oopgaan? En die ironie is dat Mashaba en die DA is waarskynlik natuurlike bondgenote.
Maar sy leierskapstyl en sy onvoorspelbaarheid maak hom 'n onaantreklike bondgenoot. Die vraag is wie bly oor? En dit is die een wat ons nie op die stadium kan beantwoord nie. So interessante tye, mense sal moet sien wat gebeur. Ek dink Tshwane gaan dalk anders uitspeel. Ek weet nie soos dit nou lyk, weet nie of Action Suid-Afrika gaan hond daaraf maak nie. Die ANC gaan 'n faktor bly in Tshwane, afhangende van ook wat met sy leierskap gebeur, want daar's baie spesifieke beweringe en blykbaar sterk bewyse van korrupsie. En dit maak die speelveld 'n bietjie oop. Gaan die PA beter doen, hou vaskry in Tshwane? Hoe lyk die moontlikhede dan? So dit gaan 'n interessante proses wees, maar ja, dis nog toekomsmusiek wat ons na kyk op die stadium. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Ek dink ek weet so laaste opmerking maak oor Johannesburg. Ek dink hierdie waterkrisis kon nie op 'n beter tyd gekom het vir politieke partye soos die DA. Soos die DA nie. Maar ja, dankie Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit, en Roland Henwood, dankie dat jy ook vanaand ingekom het. Hy is politieke ontleder by Universiteit van Pretoria.